Ons wonderlike Vader, dankie dat ons mag sing, U versterk ons, U is die een wat vir ons hoop gee, U is die een wat vir ons krag gee. En Vader Jahwe, uit U genade, uit U liefde, uit U trou, uit U goedheid lewe ons. En wat 'n wonderlike voorreg dat ons ook vanaand weer mag stil word. Dankie dat ons voor U mag buig, in soveel dankbaarheid, en soveel erkenning. Vader Jahwe, dankie vir U woord wat so waar is, wat ons kan vashou, wat ons kan anker, wat ons kan lees en daarin die lewe mag vind. Dankie vir Yeshua wat vir ons gesterf het. Dankie vir die Heilige Gees wat ons elke dag saam met ons getuig, ons oortuig, in ons rig en ons lei na U wil en U welbehae. En dankie vir U liefde wat ons red. En Vader Jahwe, dankie dat U liefde so kragtig is, dat ons op grond van U liefde 'n ewige erfenis het, 'n verwagting dat selfs al kom die einde van hierdie lewe, dat ons aan U mag behoort. Ons Vader, so dankie daarvoor, dankie dat ons as gelowiges, dankie dat ons as gemeente dit met mekaar kan getuig, en ook kan vra, word U in ons samesyn ook vanaand verheerlik, in die wonderlike naam van Yeshua, dank en eer ons U daarvoor. Amen. Hartlike goeiemôre, goeienaand geliefdes, is ek amper nog by vanmôre, hartlike goeienaand aan een en aan elkeen, en wat 'n lekkerte dat ons die voorreg het om weer te kan saamkom om Vader se woord. Die tema van vanaand se boodskap is, het jy Jahwe lief? Het jy Jahwe lief? Nou vanmôre se boodskap het ons so mooi gehoor, hoe weet ons dat Jahwe ons lief het? En ons het daardie 10 punte na verwys na die seun van Vader Jahwe, dat Jahwe ons uitverkies het, dat Vader Jahwe ons voorbeskik het, daai uit Efesiërs 1 uit, dat hy ons aangeneem het, dat hy ons begenadig het, dat hy ons verlos het, dat hy ons vergewe het, dat hy ons bekend gemaak het homself aan ons, en ons ontvang 'n erfenis in hom, en ons word verseël of verseker van ons erfenis juis in Yeshua. Wat 'n kosbaarheid, en dit roep vir my en vir jou tot 'n antwoord, tot 'n beantwoording, want vir elke gelowige wat daai absolute vrede het, om te weet, Jahwe werk in my lewe, en daarin het ek daai getuienis op grond van die woord en die beloftes, dat Jahwe my werklik lief het, roep dit jou en my tot 'n geweldige verantwoordelikheid, want Jahwe se liefde werk in jou en my, om jou en my ook te roep tot liefde. En dis baie belangrik, en ek wil elkeen daarom vanaand vra, die vraag dan wat ons moet beantwoord, of waarmee ons begin vanaand is, het jy Jahwe lief? As ons oortuig is van sy liefde, dan roep dit my en jou tot 'n antwoord op sy liefde. Hoe reageer ons daarop? Nou, kom ons blaai na 1 Johannes 4 toe, ons teksgedeelte. 1 Johannes 4 vers 7. In vanaand se boodskap is dit eerstens die fokus so 'n bietjie op liefde, en dan 'n regstelling dat ons die liefde ook sal reg sien binne 'n spesifieke konteks in die Nuwe Testament. Vers 7. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. En elkeen wat lief het, is uit Jahwe gebore en ken Jahwe. Hy wat nie lief het nie, het Jahwe nie geken nie, want Jahwe is liefde. Hierin is die liefde van Jahwe tot ons geopenbaar, dat Jahwe sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons Jahwe lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het, en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as Jahwe ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Niemand het Jahwe ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly Jahwe in ons, en het sy liefde in ons volmaak geword.
Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, dat hy ons van sy gees gegee het. En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Elkeen wat bely dat Yeshua die Seun van Jahwe is, Jahwe bly in hom en hy in Jahwe. En ons het die liefde wat Jahwe tot ons het leer ken en geglo. Jahwe is liefde. En hy wat in die liefde bly, bly in Jahwe en Jahwe in hom. Wat 'n pragtige opvolg dan nou na aanleiding van vanmôre se boodskap ook, is hierdie getuienis dat hy sê in vers 16, en ons het die liefde wat Jahwe tot ons het leer ken en geglo. En Dominee Waldo het ook vanmôre gesê, die liefde van Jahwe is geopenbaar in Yeshua. Ons het daar die liefde, Yeshua, leer ken, ons het hom geglo, ons bely, dit is die kern van die evangelie, en daarom bou ons op hom. Maar daardie liefde moet dan ook 'n resultaat kry. Hoor wat sê hy? Jahwe, daai laaste deel van vers 16, Jahwe is liefde, en hy wat in die liefde bly, bly in Jahwe en Jahwe in hom. Geliefdes, wat 'n kosbaarheid, wat 'n wonderlike genade, dat as ek en jy dan nou in hierdie liefde bly, bly ons in Jahwe en Jahwe in ons. Nou, as ek dit vinnig moet vereenvoudig wat ons hier gelees het, en weet julle, dit is so kosbaar, dis iets wat ons so baie keer kan lees, dan wil ek dit eenvoudig en sê, hy begin Johannes met die woorde, laat ons mekaar lief hê, want Jahwe het ons lief. En liefde kom uit Jahwe uit. En elkeen wat uit Jahwe is, wat ons dan nou getuig, het lief. Jahwe openbaar sy liefde vir ons in Yeshua, in sy vleeswording, sy sterfte en sy opstanding, word die liefde van Jahwe geopenbaar, sodat ons kan lewe. Hierin is die liefde, en hoor mooi, dat hy ons lief gehad het, en die klem is, nie ons vir hom nie, maar dat hy ons lief gehad het. As Jahwe jou naaste langs jou dan so lief gehad het, hoeveel te meer moet jy jou naaste lief hê? En ek wil dit weer sê, die liefde van Jahwe is geopenbaar dat Jahwe ons lief gehad het. En nou die klimaks, as Jahwe dan vir hulle wat rondom jou is, jou naaste so lief gehad het, hoeveel te meer moet jy nie jou naaste lief hê nie? As ons mekaar lief het, bly Jahwe in ons, en ons in hom. En dan so mooi, het sy liefde volmaak geword. Wanneer ek en jy Jahwe se liefde beantwoord, is dit die doel van die liefde, word dan vervul. En daarom Matteus 22 vers 37, en Yeshua antwoord hom, jy moet Jahwe jou Elohim lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, en met jou hele verstand. Jou hele ingesteldheid aan jou binnekant, dit wat jy dink, jou begeerte, jou besluitnemingsproses, jou verstand, alles moet draai om een sentrale tema, om Jahwe lief te hê. En kom ons kyk nou so bietjie na 'n perspektief van liefde, as ons hierdie wete dan nou het. 1 Johannes 4 vers 20 sê vir ons, julle kan net omblaai en dit saam lees, 1 Johannes 4 vers 20, as iemand sê, ek het Jahwe lief, en sy broeder haat, is hy 'n leienaar, want wie sy broeder wat hy gesien het nie lief het nie, hoe kan hy Jahwe wat hy nie gesien het nie, lief hê? Geliefdes, die belangrikheid is, Jahwe se liefde is direk gekoppel aan my naaste liefde, aan die liefde van hulle wat rondom my is. En dan gaan dit verder, en daar's 'n spesifieke perspektief op liefde. Want liefde staan teenoor haat. As iemand sê ek het Jahwe lief, maar ek haat my broeder, so liefde staan teenoor haat. Maar nou gaan ons ook sien dat
Liefde word uitgebeeld in die direkte konteks, Jahwe is liefde, terwyl haat uitgebeeld word as 'n beginsel van die wêreld. En dan die volgende stap is, liefde is verbind tot is uit Jahwe en geskied altyd in lig, terwyl haat is die wêreldse kenmerk en dit geskied altyd in duisternis. So onthou dit. Liefde gaan altyd gepaard met lig, met hierdie lewe van Yeshua. 1 Johannes 2 vers 9, die van julle wat saam blaai is baie welkom. 1 Johannes 2 vers 9. Hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. Sien julle die onderskeid tussen liefde, haat, lig, duisternis. Vers 11. Maar hy wat sy broeder haat, is in die duisternis en wandel in die duisternis en weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het. Wanneer daarin, vir 'n oomblik wil ek net daar stil staan, wanneer bitterheid of woede of wat dit ook al mag wees, besit neem van jou lewe, verblind dit jou en jy kan nie sien nie. Jou besluitneming is krom en skeef, is verwronge en die uitkoms daarvan is die dood, al voel dit vir jou op die kort termyn bevredigend vir my vlees, is dit uit die wêreld, boos en is die einde daarvan die dood. 1 Johannes 3 vers 15. Elkeen wat sy broeder haat, is 'n moordenaar. En julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blymends in hom het nie. Verlede Sondagoggend het ons gepraat oor die gedagte van dat as jy net vir jou naaste sê raka, as jy sê dwaas, as jy hom beledig, hier kom in die woord sê Johannes sê baie duidelik, elkeen wat sy broeder haat, is 'n moordenaar. En jy hoef daarom nie fisies nie, maar as jy net toetree tot 'n vernedering, tot 'n veroordeling, tot 'n verdoeming, tot 'n belediging van jou naaste, is jy 'n moordenaar. 1 Johannes 4 vers 20. As iemand dan sê ek het Jahwe lief en sy broeder haat, en die konteks is ek wandel in duisternis, negatiewe gedagtes, woede, oordeele, benadeling, jaloesie, naaiwer, wat dit ook al mag wees, as dit gebeur, is die liefde van Jahwe nie in jou en my nie. En dis geweldig. En daarom, wanneer ons hierdie fokus vorm, is dit absoluut om in liefde, daarom is die kenmerk lig, almal wat na Yeshua toe kom na die lig toe, sodat die lig hulle werke openbaar, dit wat nie in Jahwe gedoen is nie, en kan gereinig word. Daarom, as ons in liefde wandel, kom ons na Yeshua toe, en soos ek en jy telkens ervaar, wanneer ons negatiewe gedagtes, wat ook al teenoor ander mense het, wat gebeur wanneer ek by Jahwe buig? Direk oortuig die Heilige Gees my, en ek kan dit agterlaat. En nou belangrik, daarom kry ek en jy 'n opdrag om lief te hê. Romeine 12 vers 14 sê vir ons, en hierdie is die kenmerk van liefde. Seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie. Vers 17, vergeld niemand kwaad vir kwaad nie, bedink wat goed is vir alle mense. Vers 19, moenie julle wreek nie geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe aan my kom die wraak toe. Moenie wraak neem nie, want wie kom die wraak toe? Gee daai ruimte, Jahwe is die een wat oordeel. Vers 20, as jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet, as hy dors het, gee hom iets om te drink. Wat is die kernboodskap van die getuienis van liefde? Dis Matteus 5 vers 46, want as julle lief het die wat julle lief het, watter loon het julle dan? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? Geliefdes, en hier kom ons nou by die klimaks. Liefde, en ons het dit al dikwels gesê, en ek sê dit met respek, het nie daai krag as jy lief het, hulle wat jou lief het nie. Maar liefde is om hulle lief te hê wat jou vyande is, wat jou vloek, Romeine 12 vers 14, wat jou kwaad aangedoen het, vers 17,
wat hulle self jou skade aangedoen het, vers 19, en jou vyande wat jy benadeel, wat jou benadeel, wat jou vloek, wat jou skel, wat jou beskinder, wat jou benadeel, as jy hulle kan lief hê, dis die opdrag, dan is dit liefde. Maar om net lief te hê hulle wat vir jou goed is, hulle wat jou seën, hulle wat vir jou omgee, hulle wat vir jou koester, dis nie die liefde nie. Die ware liefde is om daardie lief te hê wat jou benadeel. En dis waar ons groot uitdaging uitkom, want ons dink baie keer, liefde is om die lief te hê wat vir jou lief het. Maar liefde kry eers eintlik sy krag, wanneer ek en jy lief het die wat ons beledig, beskimp, benadeel en skade doen. Daarom word liefde gekenmerk deur my reaksie op hulle wat my skade doen, hulle wat my benadeel. Want as jy hulle lief het, as jy daardie vyande lief het, hulle wat jou beskadig en benadeel, en op welke vorm ook al jou skade aandoen, dan het jy Jahwe lief. Ek wil julle moet dit hoor, want Jahwe het ons lief gehad toe ons nog vyande was. En hy openbaar daarin sy liefde, want liefde is 'n krag wat sonde oorwin. Liefde moet 'n brandende krag wees in jou hart, wat groter is as jou bitterheid, wat groter is as jou negatiewe gevoelens teenoor ander. My en jou liefde vir Jahwe moet groter wees as my weerstand in iemand anders. En daarin word die wet vervul. Liefde vervul die wet, Romeine 13 vers 8, wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê, want die kosbaarheid, want hy wat 'n ander lief het, het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al word in hierdie woorde saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Die eerste deel van die boodskap vanaand is besonderlik daai kernbeginsel. Het jy Jahwe lief, en hoe word dit beantwoord? Deur om te kyk hoe ek en jy reageer teenoor die wat ons benadeel, teenoor die wat ons skade doen. En dan kom ons by die tweede deel, en die tweede deel van die boodskap is om so 'n bietjie duidelikheid te gee aan hierdie opdrag. En ons kyk in die verlede, het ons al vinnig daarna verwys na die woord entolei, of dan nou wat die oorsprong waarvan hy afkom, entelomai, wat beteken 'n opdrag. 'n Opdrag uit autoriteit uit, 'n bevel, 'n opdrag. As ons sê entolei, dan word dit vertaal met gebod of gebooie vanuit die Grieks uit, maar in werklikheid beteken dit vir ons 'n bevel, 'n opdrag. En daarom is dit belangrik om dit te verstaan, want wanneer ons praat van liefde, moet ons die regte fokus hê. So die opdrag van Jahwe, die entolei, verwys na al Jahwe se opdragte aan ons, wat insluit die 10 gebooie en dan Jahwe se woorde aan Israel, maar in die Nuwe Testament kry ons 'n besonderse fokus van die woord entolei, en veral in Johannes kry ons hierdie besonderse fokus en die verwantskap tussen die entolei, die opdragte en die woorde van Yeshua. Yeshua se opdragte is hierdie entolei. Hou dit in gedagte. Nou, net om dit te beskryf, elke woord en elke daad wat Yeshua gedoen het, was 'n entolei van Jahwe, 'n opdrag en 'n bevel van Jahwe. Johannes 12 vers 49 sê vir ons dat, want
ek het nie uit myself gespreek nie, maar die Vader wat my gestuur het, hy het my 'n gebod, 'n entolei gegee, wat ek moet sê en wat ek moet spreek. So sien julle die breë veld wat entolei beslaan. Elke woord, elke daad, alles wat Yeshua gedoen het in volkome gehoorsaamheid aan die Vader was die entolei van Jahwe, die opdrag, die bevel van Jahwe aan Yeshua. Johannes 10 vers 18. Niemand neem dit van my af nie, dis nou sy lewe, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê en ek het mag om dit weer op te neem. Hierdie gebod, hierdie entolei het ek van my Vader ontvang. Hierdie opdrag, hierdie bevel kom van Jahwe. So ek wil hê julle moet baie mooi luister. As ons praat van entolei, gaan dit besonderlik oor 'n opdrag en 'n bevel. En daarom vind entolei, die woord entolei, gebod of gebooie, sy klimaks in die woorde van Yeshua. Want Hebreërs 1 sê vir ons, in die ou tyd het Jahwe op baie maniere tot ons gespreek, maar nou spreek hy tot ons deur die Seun. En deur Yeshua gee Jahwe dan besonderlik vir ons bevel en opdrag en die entolei. En dit sien ons baie sterk. Nou, hoekom dit belangrik is om dit te verstaan? Baie keer omdat ons gebod of gebooie lees, dan gryp mense dikwels terug, en dit wil ons nou gaan lees ook, na al die Sinaïtiese verordeninge, byvoorbeeld die feeste, byvoorbeeld die Pasga, byvoorbeeld die besnydenis, tsitsies dra, noem maar op watter van daardie Sinaïtiese verordeninge daar was, dan word dit gegryp en gesê, ons moet al hierdie dinge doen, want hulle wat Jahwe lief het, gehoorsaam sy gebooie. En dan word die woord entolei gebruik. En daarom wil ek julle moet baie mooi volg. Die woord entolei word besonderlik gekoppel aan die opdragte van Yeshua. En ek gaan dit nou verder hanteer. Johannes 13 vers 34, blaai asseblief saam met my soontoe. En die van julle wat nodig is, maak 'n notaatjie, want op 'n stadium word ons daarmee gekonfronteer. Johannes 13 vers 34. En dit begin by hierdie pragtige woorde van Yeshua. Want die bevele van Yeshua, die entolei van Yeshua, word saamgevat deur hierdie kernbeginsel. Vers 34. 'n nuwe gebod gee ek aan julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, so moet julle ook mekaar lief hê. Kan julle onthou, wat was die gebod in Deuteronomium? Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou kom Yeshua en hy sê, 'n nuwe gebod gee ek aan julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het. Dit beteken, julle moet, dis die hele ondertoon van om jou vyande lief te hê, want ek het julle lief gehad toe julle my vyande was. Toe julle my nie lief gehad het nie, het ek julle lief gehad. Soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Vers 35, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Yeshua se woorde is so kosbaar, 'n nuwe gebod, 'n nuwe entolei gee ek vir julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het. En hierdie vorm dan die sentrale fokus van Johannes se hele evangelie perspektief op hierdie entolei of gebooie. Kom ons lees dan verder hoofstuk 14 vers 15. Onthou nou hierdie konteks. Hoofstuk 14 vers 15. As julle my liefhet, bewaar my gebooie entolei. Wat sê Yeshua? As julle my liefhet, doen wat ek julle beveel het. En daarom het ons dit al in die verlede gesê, die fokus is alles wat Yeshua ons kom leer het.
gaan lees die bergpredikasie. Dis waarmee ek en jy moet besig wees in die getuienis, dat ons Jahwe liefhet. Vers 21, wie my gebooie en tollei het en die bewaar, dit is hy wat my lief het en wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. Geliefdes, en dis die kosbaarheid, wat ek en jy, my en jou ingesteldheid is, ons het die woorde van Yeshua, en ons kan dit nooit genoeg herhaal nie, wanneer Yeshua se woorde tot jou en my kom, om te sê, julle is die sout van die aarde, julle is die lig van die wêreld, moenie mekaar veroordeel nie, moenie vir mekaar raak sê nie, moenie hierdie dinge doen nie, maar dat ek en jy moet wandel op die weg van waarheid. Wanneer ons goed doen, moet ons linkerhand nie weet wat ons regterhand doen nie, maak vir ons skatte bymekaar in die hemele, dat ons nie twee meesters mag dien nie, maar dat ons Jahwe alleen moet doen, moenie julle kwel oor die aardse dinge nie, maar soek eers die koninkryk van Jahwe en sy geregtigheid, en so kan ons aangaan deur alles wat Yeshua ons leer. Dit is hierdie entolei, wat die woord van dan praat. Hoofstuk 15 vers 10. Hoofstuk 15 vers 10. As julle my gebooie, my entolei bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die entolei van my Vader bewaar, en in sy liefde bly. Kan julle onthou, ons het nou gesê, alles wat Jahwe vir Yeshua opdrag gegee het om te spreek, om te doen, was die entolei van Jahwe tot die seun. Net so kom Yeshua, soos ek in die bevel van my Vader bly, moet julle gaan doen alles wat ek, hoor mooi, as julle my gebooie bewaar, my bevele, my opdragte, sal julle in my liefde bly. Wil julle moet hoor, dis iets persoonliks, dis Yeshua se woorde, se bevele tot jou en tot my. Vers 12, dit is my entolei, my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het. Geliefdes, en dis die kosbaarheid, dat hierdie liefde, hierdie entolei is die bevele van Vader Jahwe, en dit mag nie losgemaak word van die bevele aan Yeshua, en gekoppel word aan die reëls en die regulasies van die Sinaïtiese verbond nie. Jy kan, ek sê dit met groot respek, jy kan 'n tzitzit dra tot die wederkoms. Dit het geen getuienis van liefde nie. Die getuienis van liefde is om te doen wat Yeshua ons geleer het, naamlik om lief te hê, en dis 'n werkwoord ten opsigte van jou naaste. En daarom wat belangrik is, Johannes 15 vers 12 se getuienis, dat dit is my entolei, dat julle mekaar moet lief hê. 1 Johannes 2 vers 11, 1 Johannes 2, kom ons blaai eers saam soontoe, dan lees ons dit. 1 Johannes 2, vers 1 tot 7. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Yeshua Messia, die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Ons gaan op 'n stadium bietjie gesels oor die terminologie wêreld. Vers 3. En hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy entolei bewaar, sy bevele, sy opdragte. Hy wat sê, ek ken hom, en sy entolei gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar, en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde, as ek daai woord kan sê, elkeen wat sy opdragte, sy getuienis bewaar, in hom het die liefde van Jahwe waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel soos hy gewandel het.
broeders. Dit is geen nuwe gebod wat ek aan julle skryf nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die woord wat julle van die begin af gehoor het, en tog skryf ek aan julle 'n nuwe gebod, wat waar is in hom en in julle, want die duisternis gaan verby en die waaragtige lig skyn al reeds. Hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. Wie sy broeder lief het, bly in die lig, en in hom is geen oorsaak van struikeling nie. Hierdie hele fokus van hierdie gedeelte, wanneer hy begin, hieraan weet ons dat ons hom ken as ons sy gebooie bewaar, is die getuienis as ons sy bevele gehoorsaam, is om in die lig te wandel en om jou naaste, soos hy in vers 10 sê, lief te hê. En geliefdes, is hierdie fokus, wat omdat, en dis nou so belangrik, want so maklik, en is juis hierdie tekste in Johannes, wat buite konteks uitgehaal word, om 'n ander betekenis daaraan te gee. 'n Betekenis losgemaak van Yeshua. 'n Betekenis wat vir so baie mense weer onder die juk van die Sinaïtiese verbond te bring. Wat vir persone daai gevangenskap weer bring, sonder daardie vryheid in Yeshua. Sonder om werklik die volheid van Yeshua se genade te kan ervaar. En daardie verlossing, en net die feit, dat die opdrag verander word. Want ek wil hê jy moet baie mooi luister. Die opdrag word so maklik verander om te sê, sien wat hier staan is, jy moet besny word, jy moet 'n tsitsi dra, jy moet watter werke daar ook al is van die Sinaïtiese insetting en verordeninge moet gedoen word. Dit word opgehef ten koste van die ware betekenis van hierdie teks, naamlik naaste liefde en liefde tot Vader Jahwe. En dis die groot gevaar wanneer ons oppervlakkig met tekste omgaan en op 'n eisegesiese manier waar ek iets wil inlees in die teks hanteer sonder om werklik te luister wat die teks se getuienis is. En laat ons regtig as gemeente met verantwoordelikheid met die woord van Jahwe omgaan. 1 Johannes 3 vers 23, kom ons blaai saam soontoe. 1 Johannes 3 vers 23. En dit is sy gebod en tollei, dat ons in die naam van sy seun Yeshua Messia moet glo en mekaar lief hê, soos hy ons 'n gebod gegee het. Hierdie is die opdrag van Jahwe. Hierdie is die kern, hierdie is die beginsel, dat ek en jy in die naam van Yeshua moet glo en dat ons naaste moet lief hê, soos hy ons die opdrag gegee het. En geliefdes, dit is jou en my oorweldigende opdrag, ons oproep, om werklik waar ons naaste, ons volksgenote lief te hê. En daarin lê die krag, om werklik waar ek en jy wat saam, daarom julle kan onthou die term naaste, die woord naaste in Hebreëus het pragtig daai ondertoon, hulle wat saam met jou onder die verbond is. Daarom is jou en my opdrag om ons naaste wat saam met ons onder die verbond is, onder die bloed van Yeshua is, onder die beloftes van Jahwe is, dat ek en jy daardie naaste waaragtig moet lief hê. 1 Johannes 4 vers 21. En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat Jahwe lief het, ook sy broeder moet lief hê. Ek hoop julle sien dat die hele fokus van Johannes is hierdie entolei, die opdragte van Yeshua. En wat was Yeshua se kernboodskap? Hieraan hang die hele wet en die profete, dat ek en jy Jahwe moet lief hê en ons naaste. En daarom wil ek daarin 'n persoonlike opmerking maak om te sê, my en jou fokus moet wees om regtig te kan lief hê, want lief hê is dade. Lief hê is nie 'n staat nie. Lief hê, soos by 'n huwelik. 'n Huwelik gaan nie oor jou gevoel nie. Dit gaan oor wat jy doen vir jou maat. Daar gaan tye wees in jou huwelik wat jy nie lief voel vir jou maat nie, maar wat jy moet optree
in liefde. En daar's ander kere wanneer jy in die euforie van liefde gaan wees, maar nog steeds moet optree in liefde. Liefde is 'n werkwoord, dis 'n daad, dis 'n omgee. En daarom ook in ons naaste moet ek en jy daai ingesteldheid ontwikkel, hoe kan ek lief hê? Dis nie 'n passiewe wag nie. Liefde is 'n werkwoord, ek moet lief hê. Ek moet die manier hoe ek kyk na my naaste, hoe ek omgaan met my naaste, hoe ek praat met my naaste, hoe ek voorbidding doen vir my naaste, hoe ek omgee oor my naaste. Dit alles is 'n krag in my. Hoe dink jy oor jou naaste? Wat is dit wat in jou gedagtes aangaan? In jou stilte tyd bid jy vir jou naaste. Wanneer jy jou naaste op jou pad kry, is jy so behep met jouself of is jy ingestel op jou naaste? Jou naaste se behoeftes, dit wat in hulle lewens aangaan, of is jy so besig om te praat oor jou eie lewe dat jy nooit kans kry om belang te stel hoe dit in hulle om jou se lewens gaan nie. En geliefdes, dis my en jou opdrag tot 'n toetrede tot liefde om te gee. En deel van daai omgee is om lig te wees vir jou naaste, om nie saam te deel te neem aan dit wat verkeerd is nie. Nie saam lelik te praat nie, die jong mense. Nie saam te vloek as die maats vloek nie. Nie na verkeerde goed te kyk as die maats dit doen nie. Nie disrespekvol te wees teenoor die onderwysers of teenoor jou ouers wanneer jou maats dit doen nie, maar sodat jy in liefde die regte ding doen as 'n getuienis van ander. Dis jou en my werk in elke situasie, in elke omstandigheid. 1 Johannes 5 vers 2 tot 3, kan maar net luister, of die van die wat wil saamblaai. Hieraan weet ons dat ons die kinders van Jahwe liefhet, wanneer ons Jahwe liefhet en sy entolei bewaar, sy opdragte, sy bevele gehoorsaam. Want dit is die liefde tot Jahwe, dat ons sy entolei bewaar, sy gebooie bewaar, en sy gebooie of sy opdragte is nie swaar nie, om dit waarlik te doen. Nou ja, nou wil ek vanaand vir julle vra, wie was die volmaakte voorbeeld van die een wat die entolei, die gebooie, die opdragte van Jahwe gedoen het? Yeshua. En sy voorbeeld word dan jou en my absolute fokus. En daarom is dit waaroor Paulus en Petrus en Johannes en Jakobus en almal wat briewe skryf, dis waaroor hulle skryf. Hulle skryf oor hierdie liefde, hierdie gehoorsaamheid van Yeshua, hierdie genade wat aan ons geopenbaar is, waarin ek en jy moet wandel, hierdie entolei bevele van Yeshua. Ook in Openbaring, wanneer ons in Openbaring 12 vers 17 lees, en die draak was vertorend op die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie, die entolei van Jahwe bewaar en die getuienis van Yeshua hou. Geliefdes, die oorlog tussen lig en duisternis lê daarin. Hulle wat in Yeshua, eerstens in Yeshua glo en Yeshua leef. En hierin lê die klimaks, en ek wil daarin afsluit, maar ek maak net melding daarvan, of kom ons lees vers 12 ook van Openbaring 14, hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas, hier is hulle wat die gebooie, die entolei, die bevele, die opdragte van Jahwe en die geloof in Yeshua bewaar. Ook Openbaring 22 vers 14 word die woord entolei gebruik. Maar ek wil net terugkom. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die bevele, die gebooie, die entolei, die opdragte van Jahwe en die geloof in Yeshua bewaar. En ons het reeds gesê, die entolei van Jahwe, die entolei van Yeshua, die opdragte, die bevel van Yeshua, kan opgesom word in hierdie klimaks om jou naaste lief te hê. Want as ek en jy hulle lief het wat om ons is, het ons Jahwe lief. Ek wil begin saamvat, of ek wil afsluit en ek wil vra, ons het begin met die vraag, het jy Jahwe lief? En die eenvoudige antwoord op daardie vraag is, het jy jou naaste lief? Nie, wat is jou staat, jou algemene gesindheid teenoor hulle nie, wat is jou
optrede teenoor hulle. En wat het ons aan die begin van die boodskap gesê? Ware liefde is dat wanneer hulle jou benadeel om hulle lief te hê. Ons opdrag dan, geliefdes, na aanleiding van die boodskap, eerstens vanmôre is 'n pragtige getuienis van Jahwe se liefde aan ons. En ek wil klem lê daarop en ek wil sê, ek en jy sal nooit kan liefde leef as ons nie versekerd is van Jahwe se liefde nie. Want dit gaan vir my baie moeilik wees om my naaste te vergewe wat my beskinder en my vloek en my benadeel, as ek nie daai veiligheid ervaar in die liefde van Jahwe nie. Dis eers as ek daai veiligheid in die liefde van Jahwe ervaar, dan kan ek lief hê. Daarom, wanneer vrees my lewe regeer, gaan woede na vore kom, gaan jaloesie, bitterheid, naaiwer, al hierdie dinge. Maar wanneer ek versekerd is van Jahwe se liefde vir my, wat beteken, ek nietige mens, die God van hemel en aarde, het my so kosbaar geag, dat hy my lief het, dat hy my uitverkies het, geseën het, aangeneem het, begenadig het, verlos het, homself aan my bekend gemaak het, vir my 'n erfenis gegee het, en my verseël het, dan het ek daai vrede in Yeshua, sodat ek daardie selfde liefde wat ek ontvang het, kan uitdeel met hulle wat om my is. As jy worstel met daardie liefde, as jy worstel om te vergewe, as jy worstel om te verdra, as jy worstel om werklik ander om jou lief te hê, begin by jou sekuriteit in die liefde van Vader Jahwe. Dit wat ons vanmôre gehoor het. Wees ten volle oortuig van jou liefde, van Jahwe se liefde vir jou, want daardie liefde word 'n krag waarmee ons weer kan lief hê. Daarom ook vir ons as 'n gemeente, is ons opdrag om ander gemeentes en die res van ons volk lief te hê. Ons hoef nie goed te keer wat ons volk alles doen nie, maar ons moet in liefde teenoor ons volk optree as lig, as gestuurdes, as kinders van Jahwe, te midde van 'n krom en 'n verdraaide wêreld, om waarlik in die liefde van Jahwe te wandel. Soos Yeshua vlees geword het en onder 'n volk gewandel het wat hom gehaat het, want moenie in 'n waan leef om te dink dat die wêreld ons nie gaan haat nie. Soos wat hulle Yeshua gehaat het, gaan hulle ons haat. Maar in die wêreld is ons naastes wat ons 'n lig voor moet wees, wat ons sout voor moet wees, waarin Jahwe geopenbaar aan hulle moet word. Deur jou en my woorde, deur ons werke, deur ons vrug. Kom ons staan, dan bid ons saam. Ons wonderlike Vader, baie, baie dankie, dat U ons liefgehad het met 'n ewige liefde. Dankie dat daardie liefde ons ook dring en dryf, om ook U en ons naaste lief te hê. Wil U ons dan help om werklik in daardie bevele van Yeshua, wat so mooi vir ons daardie weg van geregtigheid aangewys het, dat ons hom sal volg op daardie spore van geregtigheid, sodat U Vader Jahwe in elkeen van ons se lewens waarlik verheerlik sal word. Help ons elkeen om waarlik lief te hê. Help ons werklik om Yeshua daarin te volg, sodat U daarin verheerlik kan word. In die wonderlike naam van Yeshua, ons Messia, bid ons dit, en spesiaal dalk vanaand vir persone wat onseker is oor U liefde, wat toelaat dat vrees en onsekerheid so maklik beheer neem van ons lewens. Van ons spesiaal bid vanaand, Vader Jahwe, wees U die een wat daardie vrees na buite dryf deur 'n openbaring van U liefde en U goedheid in ons lewens. Ons eer U en ons dank U in Yeshua se naam alleen. Amen. Geliefdes, kom ons staan, terwyl ons net so staan, ontvang ons Vader Jahwe se kosbare seën wat hy so mooi sê, en so moet julle my naam op die kinders van Israel lê,
deur vir hulle te sê. Kom ons hef ons hande, ons ontvang die seën van ons Vader. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.